Goeiedag en baie welkom by ons aanlyn diens. Dankie dat jy so met ons ingeskakel is en op so 'n manier ook deel is van ons geloofsfamilie, ons geloofsreis. Nou ons vind onsself op 'n baie vreemde plek. So tussen Kersfees en Nuwejaar. Mense is nie altyd seker wat om te doen nie, want mense is nog steeds bietjie vol van die eet van Kersfees en mense sien uit na die nuwe jaar, maar is hierdie in hierdie ongemaklike stadium van die jaar waar ons net nie mooi seker is wat om te doen of wat om te nie. Maar net soos wat die Kersseisoen, die feesseisoen ook gekom het met sy feestigheid en sy joligheid, net so kom die nuwe jaar ook met sommige nuwe goed. Ek dink spesifiek aan die nuwe jaar wat gewoonlik kom met nuwejaarsvoornemens. Goed wat ons nuut wil doen of beter wil doen in ons lewens en daar's niks fout daarmee nie. Dis eintlik goed dat ons hierdie behoefte het om te verbeter. Ons kan nie die hele tyd dieselfde bly nie. So nuwejaarsvoornemens is goed. Maar ongelukkig, statistiek bewys dat hier by die tweede week van Januarie, by tweede Vrydag, het meeste van ons al gefaal in ons nuwejaarsvoornemens. En soos wat die jaar aangaan, vergeet ons maar dit soos wat ek hier staan, onthou wat het ek in die begin van die jaar gesê, gaan ek hierdie jaar doen nie. So dit is maar die ding met nuwejaarsvoornemens, hulle is nie altyd baie betroubaar nie. En ons gaan 'n bietjie later daaroor gesels, maar statistiek het bewys dat van die top nuwejaarsvoornemens die volgende is. Hulle sê, ek wil gewig verloor. Ek wil meer oefen. Ek wil ophou met iets, soos ophou met drank of ophou om te rook. Ek wil 'n beter persoon wees. Ek wil meer tyd saam familie spandeer. Ek wil meer georganiseerd wees. En ek wil meer Bybel lees. Klink van hier goed bekend, want dit is dalk iets wat jy nou juis in jou gedagtes het vir die nuwe jaar wat voor lê, dat jy dalk meer wil Bybel lees, 'n beter mens wil wees, meer georganiseerd wil wees, of dalk bietjie net rustiger die lewe vat en meer tyd saam met jou familie te spandeer. Maar ongelukkig is daar ook probleme met hierdie nuwejaarsvoornemens. Goed wat nie heeltemal reg is nie, en dit is hoekom uitwerk. Dit is hoekom ons faal daarmee gewoonlik hier by die tweede week van Januarie. Nou spesifiek die eerste probleem het statistiek bewys en sielkundiges bewys, is die probleem met die woorde ek wil. Nou as jy kyk na die top nuwejaarsvoornemens wat ek genoem het, sal jy sien die woorde ek wil is in elkeen van hulle. Ek wil gewig verloor. Ek wil meer oefen. Ek wil ophou met iets. Ek wil 'n beter persoon wees. Ek wil meer tyd saam familie spandeer. Ek wil meer georganiseerd wees of ek wil net meer Bybel lees. So daai woorde ek wil is altyd in ons nuwejaarsvoornemens. En statistiek sê of sielkundiges sê dat die woorde ek wil net om die idee of die beplanning uit te kry of te sê nie genoeg is om dit suksesvol te maak nie. En sommige kere, meeste van hierdie nuwejaarsvoornemens is ook nie spesifiek genoeg nie. Soos, ek wil gewig verloor. Okay, maar hoe gaan ek dit doen? Wat is my plan? So baie kere wil ons hierdie nuwejaarsvoornemens sê of lys, maar ons het nie 'n plan, 'n konkrete plan wanneer ons dit wil bereik nie. So dis die eerste probleem, is dat die woorde ek wil, dit gaan meer oor 'n ek, goed wat ek dink ek moet verbeter, en minder oor 'n God en om God deel te maak van my nuwejaarsvoornemens. En dan die tweede probleem met hierdie idees of hierdie gedagtes wat ons wil hê in die nuwe jaar, is dat dit soms buite ons gemaksone en ons gewoontes val. Nou, gemaksone is iets wat elkeen van ons veilig laat voel. Dis iets wat ons elkeen laat voel dat ons vrede het of dat ons rustigheid het, is as ons in ons gemaksone lewe. En meeste van ons nuwejaarsvoornemens is juis daai wat ons uit ons gemaksone moet uitkry, want dit is iets wat ek nie gewoonlik doen nie. Ek wil meer gaan hardloop. Hoekom? Want ek doen dit nie genoeg nie, so dit is in my gemaksone doen ek dit nie genoeg nie. Maar ook gewoontes, want jy weet, John Ortberg het op 'n slag gesê dat habits eat willpower for breakfast. So maak nie saak hoe groot of hoe sterk my motivering is in die begin van die jaar nie. As my gewoontes nie ooreenstem met dit nie, dan gaan dit nie suksesvol wees nie. So eers die gemaksone en die gewoontes. As ons nie binne ons gemaksone lewe nie, dan gaan ons dikwels nie suksesvol wees in ons nuwejaarsvoornemens nie. En op die ander van die dag, die gewoontes, baie van ons begin die nuwe jaar met baie motivering, baie entoesiasme. Ek gaan by die nuwe gym aansluit.
En dit is ook om meeste gymplekke nuwe kontrakte in Januarie het en afslag vir jou gee, want hulle weet dit gaan nie lank. So daai gewoontes kom op jou vir die dag en haal jou in. So dit is wat John Ortberg sê. Hy sê habits eat willpower for breakfast. Maak nie saak hoe sterk jou wilskrag is nie. Of jou motivering is nie. Jou gewoontes en jou gemaksone sal altyd weer oorneem. En so gepraat van motivering. John Maxwell het op 'n stadium gesê, motivation gets you going, but discipline keeps you growing. So hierdie motivering wat ons het in die begin van die jaar om beter te wees, om meer te doen of minder van iets te doen, dit is goed, dit hou ons aan die gang, dit kry ons aan die gang, dit laat ons begin. Maar dan kom maar iets wat belangriker is, en dit is dissipline. Want dit is op 'n of ander dag dissipline wat ons help groei, dissipline wat ons help aanhou groei. En ons het gewoonlik, of ons het die geneigtheid in ons gemeente om te praat van die woorde geestelike dissiplines. Wat is geestelike dissiplines? Dit is goed wat ek in my lewe moet doen, intentionele besluite wat ek moet neem, om op 'n spesifieke manier te lewe. Soos byvoorbeeld, ek gaan meer Bybel lees, ek gaan meer bid, ek gaan meer geduld hê. Dit is geestelike dissiplines. Dit is intentionele besluite wat nie net van self kom nie, maar dit is iets wat ek moet besluit, sodat ek 'n beter lewe kan hê, sodat my stap met Christus beter kan word. So om terug te kom na hierdie dissiplines, dit is the disciplines keep you growing. Dit is hierdie geestelike dissiplines wat ons help groei. Wat ons gaan help om ons nuwejaarsvoornemens suksesvol af te handel. En vandag wil ek praat oor 'n dissipline wat nie werklik of nie eintlik 'n dissipline van 'n geestelike dissipline is nie. Dit is gewoonlik meer 'n vrug van die gees. Maar ek wil sê dit is ook 'n dissipline en dit is die dissipline van hoop. Die besluit wat ek moet neem om hoopvol te wees. Maak nie saak of my nuwejaarsvoornemens nie uitgewerk het nie, of maak nie saak hoe sleg my jaar was nie, of wat in die jaar gaan gebeur nie. Ek gaan kies om hoopvol te bly. Nou ons teks vir vandag kom uit Romeine 5 en hier skryf Paulus spesifiek oor wat ons vind in Christus, hoe Christus vir ons die antwoord is, die vrede vir ons gee, en hoe moet ons te werke gaan met lyding, en hoe moet ons werk met hoop? Ons lees spesifiek saam vanaf vers 1. Omdat ons dan nou op grond van geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur ons Here Jesus Christus. Deur hom het ons geloof ook toegang verkry tot hierdie genade waarin ons vas staan. En ons beroem ons op die hoop om deel te kan hê aan die heerlikheid van God. Maar dis nie al nie. Ons beroem ons ook op ons verdrukking, omdat ons weet verdrukking bewerkstellig volharding, en volharding lei tot betroubaarheid, en betroubaarheid tot hoop. En die hoop is skaam nie, want God se liefde is in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is. Hierso skryf Paulus en hy sê ons beroem, ons spog in ons hoop, want ons hoop lê in die heerlikheid van God. In vers 2. Maar dan in vers 3 kom hy en hy sê iets wat nie heeltemal reg klink vir my en jou nie. Hy sê nie net beroem ons in ons hoop nie, maar ons beroem in ons verdrukking. Ons beroem in ons swaar kry, want ons weet ons swaar kry is daar om ons te vorm geestelik. Dit kweek volharding. Dit kweek betroubaarheid. En op 'n vandag lei betroubaarheid tot hoop, sê Paulus. En die hoop is skaam nie, want sy liefde is in ons harte. En sy gees is vir ons gegee. Nou wat is my en jou hoop as Jesus volgelinge? Ons hoop is dat ons weet dat Jesus Christus vir ons gesterf het, dat hy gekom het aarde toe om vir ons te sterf, soos wat ons geleer het in ons feesreeks, uitgekom, maar hy het aan 'n kruis kom sterf, hy het hemel toe opgevaar, sy gees is aan ons gestuur, om ons raadsman te wees, om ons helper te wees. Maar ons hoop lê ook in die toekomsverwagting van Jesus wat terugkom. Want jy sien, die woord hoop is nie iets wat ons altyd in ons lewens ervaar nie. Hoekom nie? Want hoop kom nie net dit kom nie in goeie tye nie. Jy gaan nie sê ek hoop dit gebeur, of ek hoop, ek het hoop in goeie tye nie. Hoop is juis nodig in die moeilike tye. Daai tye wanneer die jaar dalk oorweldigend mag raak wat voorlê, wanneer die storms groot raak en die wolke rondom ons donkerder raak. Is daai hoop in hierdie moeilike tye wat die sleutel is vir my en jou as Jesus volgeling. Ons beroem in ons verdrukking, beroem in ons swaar kry,
moet ons weet dat dit lei na hoop op 'n van die dag. En hoop is wat vir my en jou in die oggende uit die bed uit moet kry. By 'n van die dag, hoekom is hoop 'n dissipline? Want ek voel persoonlik, hoop is 'n keuse. Ons is nie net gebore met hoop en ons word groot met hoop in ons harte nie. Ons moet kies om hoopvol te wees. Ons moet daai besluit neem dat hoop deel word van my lewe. En as ons kyk na die Griekse woord vir hoop in hierdie teks of in die Nuwe Testament, dan sien ons dit vertaal na die wete dat dinge beter kan raak. Of jy weet jy dat daar iets beter op pad is, dat daar iets goed op die horison is. Maak nie saak wat om my aangaan nie, maak nie saak waarin ek myself bevind nie. Maak nie saak in watse dal van doodskaduwee ek myself mag bevind nie. Die wete dat dinge beter kan raak. Dit is waaroor hoop gaan. Dis daai keuse om te sê, ek weet dit is moeilik om my, ek weet dit is moeilik en ek weet die jaar wat voor lê kan dalk net so moeilik lyk. Ek is hoopvol dat dit nie, maar ek hoop dat ten spyte van die moeilike tye wat voor mag lê, dat iets beter aan die koms is. Paulus skryf verder in Romeine 12 vers 12 is die volgende, hy sê, verbly julle in die hoop, wees standvastig wanneer julle swaar kry, en volhard in gebed. Hoop is hierdie sleutel, hierdie middelwoord waarom Paulus skryf. Spesifiek in die boek van Romeine kom die woord hoop 16 keer na tevore. Verbly jou in die hoop. Die hoop dat iets beter op pad is. Dat God 'n plan het vir jou lewe. 'n Plan het dalk met hierdie duisternis waarin jy jouself bevind, maar hoop en verbly jou in hierdie hoop. Want hoekom? Ons moet standvastig wees in ons swaar kry. Ons moet volhard in gebed. Dit is die antwoorde. Is hoop, want hoop sê, daar kom 'n beter dag. Daar's 'n ou liedjie wat sê, Joy cometh in the morning. Maak nie saak waar ek is nie, ek hoop dat in die môre daar vreugde sal wees en blydskap sal wees en die moeilike situasies sommer sal verdwyn. Ons hoop as Jesus volgelinge kom van Christus. Hy is die middelpunt van ons hoop. Ons hoop lê nie in goed of in werk of in geld of in familie nie. Ons hoop lê in Christus. Petrus skryf self in 1 Petrus 1 vers 3 die volgende: Alle eer aan die God en Vader van ons Here Jesus Christus, want sonder dat ons dit verdien, het hy sy ontferming aan ons betoon, deur die proses te begin wat op ons weergeboorte uitgeloop het. Hier is die belangrike deel. Nou het ons regtig hoop, omdat Jesus Christus uit die dood opgestaan het. Ons hoop is nie in 'n koning wat dood is, soos meeste ander gelowe nie. Ons hoop is in 'n redder wat opgestaan het, wat nie in 'n graf bly lê het nie, maar wat opgestaan het en wat vir ons hoop gee, dat daar 'n beter dag kom. William Strayton sê op 'n van die dag, dat ons moet bewaak, dat ons nie onsself vind op 'n plek van hopeloosheid nie. Dat ons nie kans sien vir môre, of dat ons nie sien dat daar nie 'n beter dag op pad is nie. Hy sê volgende, it is hopelessness, even more than pain, that crushes the soul. Maak nie saak hoe erg is die pyn nie, hoe erg is die duisternis nie, dit is hopeloosheid wat erger is as dit. Dit verbrysel die siel. Ons moet waak, laat ons nie hopeloos wees nie. Laat elkeen van ons in hierdie jaar hoopvol bly, maak nie saak wat ons onsself in mag bevind nie. En ek wens regtig vir jou, dat 2026 'n jaar van hoop sal wees. 'n Jaar waarin ons hoop, dat daar 'n beter dag kom, of dat maak nie saak wat gebeur nie, dat daar 'n goue of 'n silwer rand aan die hoeke van die wolk is. Ons hoop in 'n God wat lewe, en ons weet dat daar 'n beter dag is, wat op pad is, as die duisternis wat ons onsself mag in bevind. Maar waarin hoop ons in 2026? Ons hoop eerstens in die karakter van God. Ons hoop is in God se karakter, en ons kyk spesifiek na die klaagliedere van Jeremia, in hoofstuk 3 vers 22 tot 24 sê dit is deur die troue liefde van die Here, dat ons nie omgekom het nie. Ja, sy ontferming ken geen einde nie. Dit is elke oggend weer nuut. Groot is u getrouheid. My erfdeel is die Here, sê ek. Daarom hoop ek op hom. Ons hoop op God se karakter en God se beloftes wat hy in sy teks skryf. En sy troue liefde, sy ontferming vir ons, sy getrouheid, want dit gee vir ons hoop. En dan hoop ons ook in die Heilige Gees. Ons is as Jesus volgelinge nie op aarde gesit om alleen te wees nie. Daar's 'n redder gestuur of 'n raadsman gestuur, en sy naam is die Heilige Gees.
En Paulus skryf oor hom spesifiek in hoofstuk 8 van die boek Romeine en hy sê, ons is immers verlos in hoop, maar die hoop wat gesien kan word, dit is nie regtig hoop nie, want wie hoop nog op wat 'n mens reeds kan sien? En hier is belangrik, vers 25. So kom die Gees ons ook in ons swakheid tot hulp, want ons weet nie mooi waarvoor ons behoort te bid nie, maar die Gees tree self vir ons in, met selfs versigtinge, wat nie verwoord kan word nie. Hy wat die harte deurgrond, weet wat die bedoeling van die Gees is, dat hy volgens die wil van God in die Heiliges intree. Hierdie Heilige Gees is die persoon van God, van die drie enige God, wat intree vir my en jou by God. Juist wanneer dit moeilik raak, gaan die Gees en hy tree in by God. So mag elkeen van ons in 2026 hierdie besluit neem om 'n dissipline van hoop in ons lewe te hê. Dat maak nie saak wat om my aangaan nie, maak nie saak hoe duister of hoe donker die wêreld raak nie. Moet ons hoopvol bly. Ek dink spesifiek aan die jare toe ons COVID gehad het in die wêreld. Ons moes hoopvol gebly dat ons weer uit die lockdown gaan uitkom. Dat ons weer by mekaar sou kom. Dit was 'n tyd waar ons hoop nodig gehad het. En wie weet wat 2026 wat in 2026 mag gebeur, maar mag elkeen van ons regtig die besluit neem om hoopvol te bly. Laat dit ons enigste nuwejaarsvoorneme is wat by ons bly, die besluit om hoopvol te bly. En ek wil die volgende vers oor jou uitspreek vir 2026. Mag die God van hoop julle deur julle geloof met alle blydskap en vrede vervul, sodat julle hoop oorvloedig kan word deur die krag van die Heilige Gees. Hierdie woord hoop, wat beteken dat daar beter dae op pad is. Dat ons weet dat daar iets goeds op pad is. Dat ek weet dat dinge beter kan raak. Mag hierdie vers vir elkeen van ons hierdie jaar dra in moeilike tye. Want ons hoop is nie in die wêreld nie. Ons hoop is nie in mense of in omstandighede of in geld of in werk of in ons besittings nie. Ons hoop is in die Here Jesus Christus. Namens my en die span wat saam met my preek en of saam met my by die kerk dien, wil ons vir jou sê, en wens ons vir jou voorspoedige 2026. Mag dit vir jou jaar wees van hoop en mag al jou nuwejaarsvoornemens, as jy hulle reg doen, suksesvol wees. Kom ons sit en bid saam. Hemelse Vader, dankie dat ons hier op hierdie ongemaklike tyd van die jaar tussen Kersfees en Nuwejaar kan wees, maar ons net kan hoor oor wat U vir ons wil sê vir die nuwe jaar. Dankie dat U hierdie saad van hoop, hierdie boodskap van hoop in ons harte kom plant. En Vader God, met al hierdie plannetjies wat ons nou maak vir nuwejaarsvoornemens, laat ons dit suksesvol sal uitvoer, Vader God. Maar meer belangrik as dit, help elkeen van ons as Jesus volgelinge om 'n kultuur en 'n dissipline van hoop in ons lewens te vestig. Laat ons altyd sal glo dat maak nie saak wat in ons lewens aangaan nie, maak nie saak hoe duister dit mag wees nie. Maak nie saak hoe erg die siekte mag raak, hoe erg die finansiële nood of die verhoudingsprobleme mag raak nie. Mag ons weet dat ons hoop lê in Christus wat opgestaan het uit die dood uit. Vader God, ek bid dat 2026 vir ons 'n jaar van hoop sal wees. Laat ons spesifiek sal die volgende vers sê, mag die God van hoop julle deur julle geloof met alle blydskap en vrede vervul. Dit is wat hoop bring. Dit bring vir ons blydskap en vrede in ons harte, dat ons weet daar's iets beter op pad. Dankie Vader God dat U ons gedra het deur 2025 en mag 2026 vir elkeen van ons mense, elkeen van die mense in ons lewens 'n jaar van groei en 'n jaar van hoop wees. Dis my gebed in die wonderlike naam. Amen.